Gedoen stoichiometriese reaksies. Wat beteken die woord stoichiometriese reaksies? Is iets wat jy laas jaar gedoen het. 'n Stoichiometriese reaksie is 'n chemiese reaksie waarin, dis nie in jou notas nie, dis nie in graad 10 notas, waarin al die reagense in produkte verander word. Wat beteken dit? Dit beteken alles word opgebruik. Daar's niks wat oor is nie, daar's niks wat te veel daarvan is nie. Okay, wel hierdie jaar en julle het bietjie laas jaar ook, doen ons reaksies waar daar wel 'n bietjie oorbly. Soos gister het ons gesien, die melk het ons beperk in hoeveel pannekoeke ons kan bak. Ons het gesê reg, ons kan net 24 pannekoeke bak, dan is al ons melk op, maar dan bly daar 'n bietjie eiers en 'n bietjie meel oor. Nou in hierdie voorbeeld gister is melk dan ons beperkende reagens. En hierdie twee is in oormaat praat ons. In Engels praat ons van excess. So dan is daai twee in oormaat. So beperkende reagens, wat doen hy? Hy beperk hoeveel produkte kan gevorm word en hy is ook altyd 0 aan die einde. So twee goed van die beperkende reagens, altyd 0 aan die einde en hy beperk hoeveel produkte kan geproduseer word. Waar is ek nou? In jou notas. Hier. Okay, so ek lees saam met julle. Dit sê daar, wanneer reagense nie in stoichiometriese hoeveelhede teenwoordig is nie, is een reagens in oormaat en die ander reagens beperk die aantal produkte wat kan vorm. Ons gaan vanuit die molverhouding bepaal watter reagens beperkende ene is en die beperkende reagens bepaal hoeveel produkte kan vorm. Okay. Goed, so dis alles wat ek nou net vir jou gesê het, so ek sê dit nou vir jou vir die 3de keer. Okay, so hierso gee ek vir jou 'n reaksie. Ammoniak plus suurstof gee vir jou stikstofmonoksied en waterstofgas. Okay, nou soos gister se reaksie, dink ek nie jy ken daai gister se reaksie, die Haber-proses, noodwendig hulle name nie, maar jy het al hierdie reaksie ergens gesien in jou lewe? Ja, jy het hom al 'n paar keer gedoen in graad 10. Ja, jy het toe jy balansering gedoen het en die wet van behoud van massa aan die linkerkant is gelyk aan die massa aan die regterkant. Anyway, was in julle graad 10 notas. Anyway, so ook nou hierdie formule of vergelyking is een van die vergelykings wat jy moet ken in 'n eksamen. Okay, so ook die volgende voorbeeld. Okay, dis nou dieselfde ene. Die voorbeeld wat ons daar gaan doen, die voorbeeld wat ons hierso gaan doen, die voorbeeld wat ons daar gaan doen. Hulle almal is voorbeelde van 'n reaksies wat jy in 'n toets of 'n eksamen moet herken. So jy hoef hom nie uit jou kop uit te ken nie, maar jy moet hom al gesien het in jou lewe. Jy moet somme van hom kan doen en jy moet bietjie vragies oor hom kan beantwoord. Soos byvoorbeeld, wat is hierdie ding se naam? Ammoniak. Waar word hy gebruik? Ek het jou gister gesê. Ja? Vir kunsmis, om plofstowwe te maak, haardaai en. Suurstof, wat weet jy van hom? Is nodig vir lewe, sy gas, hy's kleurloos, reukloos. Wat weet jy van stikstofmonoksied? Dit kom uit jou kar uit ook. Hierdie is 'n poisonous gas, so hy is nie baie goeie gas nie. Hoekom is hy poisonous? Enigiets wat mono is baie reaktief. Hy wil nie in daai mono bly nie. Hy het elektrone wat ongepaard is. So hy reageer nogals maklik met enigiets wat daar is om te reageer en hy gaan heel moontlik vretend wees. Omdat hy reageer hy met iets en dan vreet hy wat oorbly weg. Okay, so nie 'n goeie gas nie. En dan wat weet jy van waterdamp? Dis water wat verdamp het, dis kleurloos. As hy koeler word, gaan hy 'n vloeistof word. Jy weet, so kookpuntmelk en al daai goeders. Alright, goed. So, ons sien, gas, is dit gebalanseerd? 4, 4, 12, 12, 10, 4 plus 16. Chap. Hulle sê, indien 1 mol ammoniak by 2 mol suurstof by STD gevoeg word, bereken. Okay, STD en jy smile, nie omdat jy seksuele transmitted disease het nie,
omdat jy daar 'n formule mag gebruik. Wat is daai formule? N is V oor Vm. Goed. Nou, gister het ek met jou gepraat oor daai moltabel of die rise table wat jy gedoen het. Gesê dit is nie 100% nodig nie, ons oefen hom en vandag gaan ons oefen in hierdie voorbeeld om hom nie te gebruik nie. Ons gaan sien hoe lyk dit as jy nie die tabel gebruik nie. Okay, want jy moet albei twee kante toe kan doen. Goed, so hulle sê, as jy dit en dit het bereken, watter gas die beperkende reagens is, en ons wil dit doen, of is maklik om te doen, want ons werk met mol en mol, so is niks om te skakel ergens hier nie. So, by vraag A sien ons die molverhouding tussen ammoniak en suurstof is 4:5. Okay, het ek 4 mol ammoniak? Het ek? Nee. Okay, nou wil ek, jy moet my baie irriterende stem hoor, wanneer ons hierdie doen. Die molverhouding is 4:5, dan sê jy vir jouself, indien ek 1 mol ammoniak gebruik, hoeveel mol suurstof het ek nodig? Okay? Nee, jy kan nie sê 2 nie. Jy weet nie of het 2 is nie. Jy het 2 mol, maar gaan jy al 2 mol gebruik? Dis dieselfde as ons ding hierso. Indien ek 6 koppies meel het, gaan ek 6 eiers gebruik. Verstaan, soos jy moet dit gaan bepaal. So, sê as ek, so jy kies een van hulle. Ek gaan nie albei gelyktydig kies nie. As ek 1 mol ammoniak gebruik, hoeveel, en dan trek ek so streepie, hoeveel mol suurstof het ek nodig? Okay? En dan sal jy sien, ek skryf myself in hakkies, ek het 2 mol. So ek weet nie of ek 2 mol gaan gebruik nie. Ek weet net ek het dit. Okay? So wat doen jy van links tot regs? Ek hoop nie julle haal julle sakrekenaars uit nie. Gedeel deur 4 maal met 5. Wil jy 'n antwoord sê? Het jy hom klaar in die sakrekenaar ingesit? Ja, wat is dit? Dit is 1.25. 1,25. So hoor gou weer my woorde. Indien ek 1 ammoniak gebruik, hoeveel suurstof het ek nodig? Ek het 1.25 suurstof nodig. Hoeveel het ek? 2. So het ek genoeg of het ek te min? Ek het te veel, ek het oorgenoeg. So wat beteken dit vir my? Dit beteken ammoniak is my beperkende reagent. Ek gaan alles van hom opgebruik en suurstof is in oormaat. Dit gaan oorwees van hom. Okay? So hierdie een is my beperkende reagens en daai is in oormaat. Okay. Nou wil ek jou wys, dit is baie keer nie so easy peasy soos hierdie ene nie. So ek gaan hom gaan andersom doen. Ek sê vir jou, die molverhouding van suurstof tot ammoniak is 5:4. So wat het ek nou gedoen? Ek het net hierdie twee omgeruil. Okay? Mag ek dit doen? Is 4 maal met 5 dieselfde as 5 maal met 4? Presies dieselfde. Okay? So, die molverhouding is 5:4. Hoeveel suurstof het ek? Ek het 2 suurstof. Hoeveel ammoniak het ek nodig? So, as ek al 2 suurstowwe gebruik, hoeveel ammoniak het ek nodig? En van daar tot daar deel deur 5 maal met 4. So ek gaan dieselfde daaronder doen, daai gedeel deur 5 maal met 4 gee vir 1.6 dink ek. Is ek reg? Of 1.4. 1.6. Ek moes hier in hakkies geskryf het, ek het van hom 1. Waar het ek al 1 gekry hierbo? Hulle het vir gesê ammoniak, het jy 1 mol van. So 2 gedeel deur 5 maal met 4 gee vir jou 1.6. Het ek 1.6? Nee, ek het net 1. So daar is dit baie duidelik om te sien, ek gaan nie genoeg hê van hom, as ek al hierdie opgebruik nie. So hierdie een is dan my beperkende reagens, hy beperk hoeveel ek kan maak, en hierdie een is in oormaat. Kijk, goed, so dit wil sê ammoniak is beperkende reagens. Onthou om die vraag te beantwoord. Hulle vra watter een is beperkende reagens, dan beantwoord jy dit. Jy kan nie net by die som bly nie. Kijk, goed, vraag B sê hulle. Bereken die aantal mol stikstofmonoksied gas wat vorm.
Okay? So omdat hy my beperkende reagens is, ammoniak my beperkende reagens is, gaan hy bepaal hoeveel van alles gaan vorm. Okay? So ammoniak gaan bepaal hoeveel stikstofmonoksied gaan vorm. So ek gaan nou hom vergelyk. So 4 ammoniak en ek dink is 4 stikstofmonoksied. En dis easy peasy want dis 4 tot 4, which is basically mos nou 1 tot 1. So hierdie sommetjie is baie maklik. Ek gaan sê dit wil sê hoeveel het ons gebruik 1 mol stikstofmonoksied vorm. Jy moet wys dat jy die verhouding gebruik. Kan nie net 'n antwoord skryf. Ja. Jo, ek het nou 2 keer gesê. So kom ons kyk of iemand geluister het. Yes. So kom ek hom highlight is. Hy is die beperkende reagens. So van nou af doen jy alles vanaf hom. Hy is jou verwysing. Okay, ons kyk by C vra hulle vir jou, wat is die mol waterstofgas wat vorm? En jy gaan hom weer vergelyk vanaf ammoniak. So 4 ammoniak teenoor 6 water. So die molverhouding is 4 tot 6. Hoeveel ammoniak het ek gebruik? 1 mol. So 1 mol ammoniak gaan vir my hoeveel water gee? Van links tot regs gaan ek sê gedeel deur 4 maal met 6. So dit gee vir jou, Louis. Sê weer? 1,5 wat? Mol. Okay. Nou vra hulle vir jou, en ek gaan dit nou hier doen want ek nie genoeg plek hê nie. By vraag D vra hulle vir jou. Bereken die totale volume gas teenwoordig wanneer die reaksie voltooi is. Skryf in. Watter gas? Watter volume gas? Hulle sê bereken die totale volume gas. So hierdie 2. Okay, jy is verkeerd. Ja? En die ander wat? En die O2 oorlog van... Wat is O2? Suurstof. Dankie. Want ons is oormaak van dit. Yes, want onthou hierdie alles gebeur in een houer. Imagine jy het 1 emmer en jy gooi hierdie en daai by mekaar, dan reageer hulle en vorm hierdie. Maar dit wat oor is van daai is nog steeds in die emmer. Dis of daai gas ewe skielik weg is nie en hulle almal is kleurloos. Jy kan nie sien wat sien is wat sien nie. So as hulle vir jou vra bereken die totale volume gas teenwoordig wanneer die reaksie voltooi is dit hierdie en hierdie wat geproduseer is en hierdie wat oorbly. Okay, so gaan eers kyk na die totale mol gas. So van die ammoniak is daar mos nou 0 oor. Ek doen nou hierdie stadig. Jy hoef nou nie alles so spesifiek te wys in 'n toets of eksamen nie. Van die suurstof, hoeveel is oor? Dis Mia. Kyk na vraag A, om jou te help. Sê weer? Hoe het jy daarop uitgekom? 2, so jy het 2 gehad en jy het 1.25 gebruik. So 2 minus 1.25, so dit gee vir 0.75. Van die stikstofmonoksied het ons nou gesê daar vorm 1 en van die watergas, waternamp is 1.5. So die totale mol gas wat oor is 0.75 plus 1 plus 1.5 en dit gee vir jou hoeveel en hy? Mol. Is dit die vraag? Was die vraag is die totale mol gas? Dit was die totale volume gas en hulle sê vir jou jy is by STD. So volume is mol maal met volume by STD 3.25 maal met 22.4 en Urban is jy op het.
En die eenheid? Liter, soek 'n bietjie desimeter. Of liter. Okay. Enige vraag? Kom, kyk gaan na die volgende voorbeeld. Sê hulle vir jou daar. 44 liter stikstofgas en 140 liter waterstofgas reageer by STD as volg. Okay, gas, hierdie een is ook 'n gas, hy daar uitgeslip, gee vir jou gas. Sonder om te loer en vir 'n sweetie, wat is hierdie reaksie se naam? Steek jy hand op as jy weet. Ja? Nee. Ja? Ja? Nee. Hy het 'n naam. Ja? Nee. Ja, never mind. Sy naam het ek vir jou gister gesê is die Haber proses. Nee, dis nie ionisasie nie, dit is 'n sintetiese reaksie. Want jy vat twee goeders en dan maak jy. Maar is nie 'n suur wat jy laat reageer met water nie. Okay. Nou vra ek vir daai, soos EFG is omdat hy aangegaan het van die vorige vraag af. Bepaal die beperkende reagens, bereken die volume. Nou wil ek jou net gou vinnig wys. Ek gaan nou nie na mol toe gaan nie. Ek gaan nou die volumes met mekaar vergelyk. Hoekom mag ek dit doen? Wanneer mag jy volumes met mekaar vergelyk? Wanneer jy by dieselfde temperatuur en druk is, as dit standaard temperatuur en druk, great, solank jy net alles by dieselfde temperatuur en druk het, en as hulle almal gasse is, dan mag jy dit doen. Okay? So jy kan, as jy soos juffrou, hierdie maak my nervous, ek wil liewers met molle werk, dan gaan jy molle toe. Okay? So dan herlei jy eers hierdie na 'n mol toe, vergelyk die molle met mekaar en dan gaan jy terug volume toe, maar ek wil jou net wys jy hoef nie. Okay, maar jy kan. Jy sal sien net op eksamen sal ek altyd na 'n mol toe gaan. Maar ek wil jou net die verskillende opsies wys. Goed, hulle vra vir jou daar by vraag E. Bepaal die beperkende reagens. Okay, so hierdie molverhouding is 1 stikstof teenoor 3 waterstowwe. So die molverhouding is 1 tot 3. Wat sê ek weer vir myself? As ek 44,8 liter stikstof gebruik, hoeveel suurstof het ek nodig? Okay, so wat doen ek van daar tot daar? Ek maal met 3. So Ethan, hoeveel waterstof het ek nodig? 134,4. Hoeveel het ek? 140. So, watter een is my beperkende reagens? Cameron? Dit is die stikstof. Dit is die stikstof. Hoekom? Want jy het soveel waterstof nodig en jy het soveel, so jy het meer as genoeg. So, dit wil sê stikstof is beperkende reagens. Juffrou, is dit nie altyd dan net die een waarvan jy die minste het wat die beperkende reagens is nie? Dit hang af van die molverhouding. Hierdie molverhouding is nou klein, dis is groot, so hierdie wat kleiner is, blablabla. Maar dit kan wees dat jy 'n groot verskil in molverhouding het en dan gaan die ander dalk die beperkende reagens wees. Die molverhouding kon dalk gewees het 1 tot 6. En dan sou hy die beperkende reagens gewees het. Want dan sê jy gaan maal dit met 6, dan sou dit gewees het 268,8 wat jy nodig het en dan het jy nie genoeg nie. Verstaan jy? So jy kan nie altyd sê dis die kleinste ene wat die beperkende een is nie. Goed, dan vraag F vir jou, bereken die volume ammoniakgas wat vorm en ek wil net gou vinnig vir Courtney vra. Wat sê gaan jy gebruik om te bepaal hoeveel? Sê weer? Hoekom? Hy is die beperkende reagens, so jy gaan vir stikstof gebruik om uit te figure hoeveel ammoniak gaan vorm. So dis 1 versus 2. Hoeveel het jy gebruik? Ek het 44,8 gebruik, so hoeveel gaan vorm Aljanay? En jou eenheid?
kubieke desimeter. Ok, en dan vra hulle vir jou by G, bereken die totale volume gas teenwoordig wanneer die reaksie voltooi is. Ok, so ons weet nou soveel gaan vorm van hom. Wag, kom ons doen dit een vir een. Stikstofgas, waterstofgas, ammoniak. Stikstofgas, omdat hy die beperkende reaktans is, gaan 0 oor hê van hom. Ammoniakgas het ons nou net gesê, gaan 89,6 liter gaan vorm. Waterstofgas het ons 140 van gehad, en toe gebruik ons 134,4. Dit is vanaf die eerste vraag. En dan kry jy 5,6. So die totale volume gas aan die einde is 5,6 plus 89,6. En dit gee vir jou 95,2. Ok, wat fout? Ja, helemaal. Ok, so jy kan sien hier wat lekker is van hierdie is, as ons eers na mol toe moes omgeskakel het, dan die som gedoen het, dan weer teruggeskakel het na volume toe, dan het ons 3 somme gedoen in plaas van 1 som. Ok, so wat lekker is as alles gasse is en jy is by dieselfde temperatuur en druk, dan kan jy dit doen en dit is 'n vinnige som. Maar jy hoef nie. Ok, goed, so, volgende, dan wil ek kyk, wil ek doen persentasie opbrengs. Ok, hierdie is nou jou laaste bladsy wat jy gedoen het in graad 10. Ok, wat is persentasie opbrengs? Dit is iets wat julle so goed in is, want jy check dit, hoeveel vakke het julle? 7. Jy check dit 7 keer 'n kwartaal, elke kwartaal. Ok, dan sê jy goed, en ons spreek dit nou oor julle, vir September se wetenskap vraestel, wat uit hoeveel uit gaan tel? Ek dink dit gaan uit 150 uit tel, en jy gaan 3 ure skryf, dink ek. Onseker, kom ons kyk, ek het dit nou die dag gekry. Nee, jy skryf een vraestel. Jy skryf een vraestel, September. Ag, jee. Hulle sê nie. Dis net die datums wat deurgekom het. Maar ek dink jy gaan 3 ure skryf, of 2 ure of 3 ure. Unsure. Kom ons sê jy skryf 2-3 ure, dan gaan jy vraestel uit 150 uittel. Ja. Is dit oor die hele daarsonne? Nee, ek dink dit is net oor die kwartaal. Ek moet my varkies in 'n ry kry, ek sal nou net check. Maar nie die hele jaar. Nee, einde van die jaar skryf jy oor die hele jaar. Maar nie nou. Ek sê ons gaan nou check. Okay. Okay, so kom ons kyk, hoeveel gaan julle kry as 'n klas gemiddeld vir hierdie vraestel? 95 vir die klas gemiddeld? Dit is wat ons wil uitfigure. Hoeveel persent is dit? Wat is die persentasie opbrengs vir hierdie klas? Dis ek skiet dalk 'n bietjie hoog, maar dit is 'n bietjie verby 60%, maal met 100 en jy kry 63.33%. Okay, goed. Kan ons daarvoor mik? Ja. Hè? Ons kan daarvoor mik. Goed. So, dit nou hoekom sou julle almal nie 150 gekry het nie? Want jy het gestres, party vrae is bietjie moeilik, party hoofstuk het jy nie heeltemal so op gefokus soos wat jy moes nie. So, jy het party definisies nie so goed geken nie of jy dit mekaar praat. Daar was bietjie human error, daar was bietjie die wêreld gebeur, lewensfoute en die vraestel kon bietjie vuil gewees het. Nee, daar's bietjie 'n onbeskofte vraag hier of daar. Okay. So dit is dieselfde wat gebeur met wetenskaplike reaksies. Okay? As gevolg van menslike foute, jy het nie presies reg afgemeet nie, of jy was haastig en jy het gemors of wat ook al, of onsuiverhede, fisieke foute,
is die opbrengs in 'n chemiese reaksie nie altyd 100% nie. Dit is nooit 100% nie. Okay, hoekom nie? Want chemikalie is nie 100% suiwer nie. Jy los die ding oop, jou bekers en goed wat jy gewas het is nie so skoon nie, bla bla bla. En dan gaan ons persentasie opbrengs bereken. So jy gaan eers gaan bepaal die teoretiese opbrengs. Hoeveel moes jy eintlik gekry het as alles presies uitgewerk het soos wat dit moes? En dan gaan ek vir jou teen en sê, maar jy het soveel gekry. Wat is jou persentasie opbrengs? Okay. So ek sê hierso vir jou tip, werk vorentoe. Hy sal sin maak in die volgende les. En dan gee vir jou hier 'n formule vir persentasie opbrengs. Nou, hierdie is nie op jou datavel nie, maar jy moet hierdie formule gaan neerskryf in 'n toets of eksamen. Okay. Nou jy hoef hom nie presies so te gaan neerskryf nie. Werklike opbrengsmassa oor teoretiese opbrengsmassa. Jy kan net sê werklike massa oor teoretiese massa of werklike opbrengs oor teoretiese opbrengs of so ietsie. Okay. So kom ons kyk gou na die vraag. Dit sê bereken die persentasie opbrengs indien 136 gram stoom geproduseer word van 20 gram waterstof en 'n oormaat suurstof. So ek sê eintlik klaar vir jou watter een is die beperkende reagens. Maar ek gee nie vir jou die gebalanseerde vergelyking nie. Okay, so kom ons begin daarmee. So ek het waterstof reageer met suurstof en dan hulle sê vir jou dit stoom word geproduseer. Wat is al stoom? Waterdamp. Is hierdie vergelyking gebalanseerd? Nee, jy kort 'n 2 daar en 'n 2 daar. So siende dat ek nou klaar besig met die vergelyking, gaan ek sommer 'n RICE tabel doen. Maar ek gaan nou nie tyd mors, ek gaan nie onnodige goed gaan invul nie. Ek sien die molverhouding is 2:1 gee vir my 2. Daar is my resepie wat ek highlight 'n ander kleur. Goed wat ek reeds kan invul is hierdie is 0. Hulle sê vir my ek het oormaat suurstof en hulle vra niks oor suurstof nie, so ek gaan definitief nie my tyd daarop mors nie. En siende dat suurstof in oormaat is, beteken dit waterstofgas is my beperkende reaktant en wat weet ek van hom? Ek weet 0 van op die einde. Okay. Hierdie RICE tabel is 'n mol tabel, so wait a minute. Ek moet net gou eers mol gaan uitwerk. Mol is massa oor molêre massa. Die massa van 'n waterstofgas is 20, sy molêre massa is 2, so dit gee vir my 10 mol. Yes. So ek het 10 mol daar. So daai 10 is daai 10. Kyk. So ek het 10 mol daar en ek het 0 mol aan die einde. Dit beteken ek moes 10 mol gebruik het. Die molverhouding is 2:2. Dus as ek 10 gebruik het ek 10 gekry, so ek het 10 oor aan die einde. Okay. So weer eens jy kon hierdie net gedoen het met die 2 ratios langs mekaar, baie vinnig, maar ek dink hierdie is 'n mooi prentjie om visueel te sien. Party mense kop dit net makliker. Wag net gou. Moes jy iets daarmee gedoen het nie? Moes dit nie in die tabel ingegaan het nie? Wat is dit? Dit ja, maar moes ek hom nie omgeskakel het aan mol toe nie. Wat is hy? Dit is ons werklike massa of werklike opbrengs. So hy kom nie in ons tabel nie. Okay, nou sit ek weer bietjie met 'n probleem. Sorry, hierdie was vir waterstofgas. Hierdie is in massa, hierdie is in mol. Kan nie mol en massa met mekaar vergelyk nie. So ek gaan hom eers moet omskakel na massa toe. Wat is hierdie wat ons hier uitgewerk het? Daai is my teoretiese mol. So ek gaan nou eers my teoretiese massa gaan uitwerk. So vir water, massa is mol maal molêre massa. Die mol is 10, water se molêre massa is 18. So dit gee vir 180 gram. Wat fout? Dis ek het klaar dit gemol in my kop, sorry. Sy molêre massa is 18.
Maar wat my bietjie bekommerd is, julle kan sien dis 'n fout, maar julle kan nie die oplossing sien nie. Hoeveel anders dink jy is altyd? Nee, nooit. Nee, baie. Sjoe. Kyk. Goed, die werklike massa wat hulle vir jou gegee is 136, die teoretiese een is 180, maal met 100 en Carissa. $75.5 5% Dis nie slegte opbrengs nie. Vir 'n eksperiment glad nie slegte opbrengs nie. Op universiteit, as jy dit doen dan kry jy soos 30%, 40%. Ja. Ons nou die mol bereken en die ratio wat ons te bou ingaan. Ons moet twee gebruik want dit is ons al twee wat ons gebruik nie net water. Ja. Okay, goed. So jou huiswerk dan, ek sien julle nie, ek sien julle maandag. Is vraag, okay, julle het vraag 11 en 15 gedoen. Julle huiswerk gaan wees vraag 12, 13 en 14. En ek gaan vraag 12 en 13 hopelik nou saam met jou doen. So gee my net gou 5 minute om die eksperiment uit te pak. So jy kan dalk so lank begin. Ek sou sê begin so lank met vraag 14. Jy gaan hom definitief nou kan klaar kry in die tydperk wat ek